verwagting uit na die wederkoms. Here, ons hou vanoggend vas in die woord en die belofte dat die kom die kinders sal haal. En Here, vanoggend wil ons kom sê dankie dat ons kan weet dat nie ons die gelos het en vergeet het. Maar Here, laat ons vanoggend ons lewens in lyn kry met die woord en die wil. Here, sodat daardie dag wat U terugkom, Here, dat ons nie onverwags betrap word nie. Here, dankie dat ons vanoggend hierdie liedjie kan sing, Amazing Grace. Here, genade onbeskryflik groot. Here, het U aan my bewys. Here, selfs toe ons dit nie verdien het nie. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat dieselfde genade wat ons gered het, is die genade wat ons elke dag dra. The grace that saved us is also the grace that sustains us. Here, die genade is vir my genoeg. Here, want die krag word in my swakheid volbring. En Here, daarom kan ons weet, Here, dat Here, ons sal weer alles wat kom sal ontstaan. Here, want die genade is vir ons genoeg. Here, ons gebed is, Here, dat U vanoggend met hierdie diens saam met ons sal wees. Here, dat U vanoggend hierdie diens sal lei soos net U kan. Here, dat U vanoggend die liturg sal wees, Heilige Gees. U is so welkom vanoggend. Doen slegs U wil. Here, U wil in ons, Here, U wil in hierdie diens vanoggend. En bovenal, U wil in ons lewens. Here, Heilige Gees, vorm ons en maak ons vanoggend. Here, soos net U wil. Here, hierdie pottebakker en ons die klei. Here, vorm ons en maak ons na U wil en U woord. Here, sodat ons wanneer ons eendag voor U staan, Here, na ons kan kyk en ook kan sê, kyk my dienaar, vroom en opreg. Dankie, Here, dat ons kan weet, dat daar wel 'n dag gaan kom, dat ons voor U gaan staan. Here, laat ons daardie dag gereed sal wees. Here, lei vanoggend hierdie diens, soos net U wil. Here, laat ons terugstaan. Here, laat U vanoggend sal oorneem. En dat U vanoggend praat. Here, vanoggend is ons gebed, praat, die dienskrag wys. Here, dis ook ons gebed in U naam alleen, en ons dank U daarvoor. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, kan ek nie vra vir die rekenaar? Ja, kan ek van die rekenaar voor asseblief? Goed, so, ek wil vanoggend 'n gedeelte met julle deel. En, ek wil net hier so afsit vir die ander projekte. Die laaste, ek dink van ons studie weer op hier. Ek gaan my sukkel as ek die krag raad opgebring. Sy is in training as ons tegniese assistent in die gemeente, so julle gaan al meer en meer in die tegniese bietjie sien werk. So die laaste tyd is al baie skier en gedruis in die wêreld daar buite, ons het woensdag ons 'n bietjie gesels, by die bid hier. En as jy nie die bid hier by die woon het, maar jy mis uit, dit is lekker, daar deel ons harte, daar deel ons sommer iets bietjie met mekaar, partykeer gesels ons oor dinge wat nie lekker is nie, ons vind ons ondersteuning daar. Die bid hier is kosbaar. So as jy nie bid hier by woon nie, kom woon net by, jy mis uit. Daai fellowship daar is amazing, die gesprekke wat ons daar voer is lekker, wat ons leer daar is baie lekker. En so woon die bid hier by, kan jy dit mis nie. Maar in elk geval, ons in die week het ons vir die bid hier so 'n bietjie gesels, te inleiding van vanoggend se preek. Mense wat ek vind by die bid hier, hou dalk so 'n bietjie te luister en te hoor wat mense sê. En dis gewoonlik die inleiding tot Sondagoggend se diens. So, gaan jy nog nie agter. Okay. So, die laaste tyd is daar baie gedruis in die wêreld daarby. Gedruis en daar was met 'n groot skokgolf gesê dat ons vandag nie hier sou gewees het nie en dat ons weggeraak sou gewees het. Julle weet van dit? Nou, dit is nie 'n Suid-Afrika ding gewees nie, dit was 'n wêreldwye ding gewees. En dit was 'n wêreldwye ding gewees.
So, dit was nie net 'n Suid-Afrika ding. Jy weet baie dankie. Dit was nie net 'n Suid-Afrika ding. En met hierdie ding wat opgekom het, was die wêreld bedreig en roer nie. Daar is mense wat dit ernstig en baie ernstig opgevat het. En toe dit nou nie gebeur het nie, was dit asof ons so halwe party was kwaad, party was teleurgestel, party mense was vies en ander gesê, I told you so. Julle kyk daar, I told you so story. Sê my kan julle lees daar, so julle duidelik nader genoeg. Ek kyk of ek net so klein bietjie kan zoom, kyk of ons bietjie groter kan kom op daai ene. Asof ek moet weer doen met die net te zoom. Kom ons los maar die zoom, dit werk duidelik nie. Ja, ons los het nog vir iemand kan praat. Maar julle kan sien en julle lees daarso. Ok, maar as jy nie daar kan lees nie, waar is jou Bybel? Wat sê ek sien Bybels, waar is julle Bybels? Great. Okay, dan sê daar's ook 'n Bybel op die selfoon. Well done, dat ek op die huiswerk gee. Jy gaan nie net vanoggend hierso sit en jy kan bly, dis ek jou Bybel gebruik. Goed. So maar in ieder geval. Nou vir die van julle wat nou sal onthou. Hierdie hele ding van dis die wêreld, dis die einde van die wêreld, dis nie die eerste keer wat dit gebeur nie, is dit. Dit was al 'n paar keer die laaste 10 jaar gewees. Ek het vir die bid hierdie Woensdag al gesê, ek sal nooit vergeet, in 20, ek dink dit was 2010 of 2012, ek kan nie onthou nie, in elk geval. Toe was daar ook op die dag gewees wat ek gesê, dis die einde van die wêreld, en wat. Daai spesifieke dag in ons klas, in Johannesburg, iewers Johannes, ek kan nie eens glo waar nie. Met ons klas in Johannesburg as studente, en ons sit daar, en ek sê nooit vir die een lektor, ek kom so, hy sê, en vir die van julle wat nog nie moet gaan leer vir die eksamen, en jy beter wat vandag is die einde van die wêreld. Want as dit nie is nie, jy moet dit doen. Nou gelukkig het daai span die wette toen al voorbereid betref die eksamen, so daar was nie op my, wel daai geen betrekking tot my gehad, maar ek wil sê vir die saak bly staan. Daar is baie gerigte. Is ons in die laaste tyd, glo my, is ons nie die laaste tyd. Is die wederkoms naby, is nie naby. Ons kan ook op mekaar sê, baie met groot sekerheid, ja, die wederkoms is baie naby. En hoe weet ons dit? Dis ek nie daar dit begin. Ek wil volgende deel ons met 'n bietjie gesels oor hierdie tipe goedjies. Nou, met dit nou gesê, wil ek eers die volgende vir mekaar sê. In die eerste plek, gaan dit nie daaroor te kritiseer en af te breek en oordeel te vel teenoor wie ook al wat ooit geraak het. Verstaan my vanoggend, dit is nie my hart. Dit is nie hoekom ek hier is. Ons almal is mens. Ons almal kan 'n fout maak. My bekommernis, soos ek Woensdag al gesê het, is die volgende. Die feit dat daar 'n reaksie was. Die feit dat mense gereageer het. Die feit dat daar verwarring was. Terwyl ons die woordboek het. Terwyl ons moet weet wat sê die woord. Nou ek gaan vanoggend gaan ek so 'n bietjie hier en daar touch. Ek wil ons dit van Matteus 24 doen. Ek gaan na Matteus 24 doen. Gaan na Matteus 24 doen. Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament. Kom ons terug na Matteus 24. Nou, hier in Matteus 24 kry ons so 'n bietjie van Jesus se kant af. Wat hy sê rondom die laaste dae en waarvoor ons moet uitkyk. Nou, kom ons kyk vinnig terug. Soos ek sê, die ding wat vir my pla, is mense se reaksie. Hoe mense gereageer het rondom dit wat gesê is. Terwyl ons van beter moes geweet het. En dit is my volgende waarheid. Ek het 'n verskriklike skokkende waarheid oorgebring. Nommer 1, die mensdom is nie gereed nie. Die deursnee mensdom is nie gereed vir konsumering. Die deursnee mens is nie gereed vir jou laaste oomblik nie. Kom ons gesels nou.
Ons het nou die laaste tyd baie gehoor van die wederkoms, die einde van die wêreld en dit het almal geskok. Maar wat vir my skokkend is rondom die skok is die volgende. Jy weet natuurlik dat daar baie maniere is om jou wêreld tot 'n einde te kom. Die wederkoms, om die wêreld soos ons dit nou van praat, is een manier. Maar vir alle praktiese doeleindes kan ek of jy binne volgende uur ons asems uitblaas en is dit die einde van ons wêreld en na die oomblik gaan ons voor 'n lewende God te staan kom. Is jy gereed? So dis een ding wat in die laaste tyd, wat ek besef wat in die laaste tyd, die mensdom is nie gereed nie. Die mensdom is nie gereed nie, nommer 1. Nommer 2, die mensdom se oë is nie meer op God gerig nie, maar eerder op mense. Want as jou oë op God gerig is, gaan hierdie goed wat uitkom, vir jou onmiddellik sê, hoor jy maar, dit maak nie saak nie, ek kyk na God. Dit maak nie saak nie. My oë is op die Here gerig, wat ook al kom, dit maak nie saak nie, my oë is op God gerig. Maak nie saak wat kom nie, ek is gereed, ek is reg. Wat ook al kom, ek is reg. In die derde plek, het die laaste tyd vir my gebeur, of ek het gesien en besef in hierdie laaste paar weke, en ek het stil tyd tot nou toe, die eerste dag by die stof gaan weg. En het ek besef, ons wat Sondag na Sondag in die kerk sit en die Here proklameer en sê ons is kinders van God, ons ken nie sy woord nie. Ons ken nie die woord van God nie. So daar is 3 rooi vlae wat die laaste tyd vir my opgegaan het. Nommer 1, die mensdom is nie gereed nie. Ons is nie gereed nie. Nommer 2, mense se oë is nie op God gerig nie, maar op ander mense se doen en laat en woorde en wat ook al. En in die derde plek, mense ken nie die woord van God nie. Want as hierdie 3 goed in plek was, sou daar nie 'n reaksie gewees het rondom die inligting van die valsheid wat ek al die laaste tyd die lig gesien het. Nou is dit 'n kwessie van vingerwys en ja nee, maar jy en jy moes nie wat my bekommerd maak is, en ons gaan nou 'n bietjie lees hier, so het julle almal Matteus 24? Goed, as jy Matteus 24 het, sê amen. Ek hoor nie, het julle Matteus 24? Dis sy, die almal se Bybels Matteus in. Ek is baie bly. Goed, gelukkig het almal die regte Bybels, almal se Bybels het Matteus in. My bekommernis is die volgende, nou word daar vinger gewys en geoordeel en hierso is my vrees rondom dit. Ons is nou so besig om vinger te wys en te oordeel en te sê, ja, maar jy, wat as die Here nou kom? Waarmee kan ons weet, waarmee kan ons betrap? Hy kan ons betrap, waar ons oog gerig is om ander mense se doen en laat en vingerwys en oordeel en tekstop en op ons oog ons eie lewens gerig is. En seker maak dat ons reg is. So kom ons lees Matteus 24. Wie is my eerste slagoffer? Dave, lees ons Matteus 24 vers 4 tot 6 uit jou Bybel uit. Of van jou selfoon af. Dit is die verskil tussen 'n Bybel en 'n selfoon. So lekker kry jou vrou daar op so. Ons wag geduldig vir jou. Okay, gaan jy lees ons daarso? Okay, ons gaan met hy verskoon, maar volgende week kan ek dit nie verskoon nie. Matteus 24 vers 4 tot 6. En Jesus antwoord, luister, hierdie is nie 'n ander ou nie, hierdie is Jesus, hierdie is die woorde van Jesus Christus, luister. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Dis hy, ons eerste waarskuwing, pas op dat niemand julle mislei nie. Ons het vergeet en ons nie. Dis hy, dis hy. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Dit het ook al gebeur. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind. Maar dit is nog nie die einde nie. So wat sien ons in hierdie stadium in die wêreld wat gebeur? Onsekerheid, dis die volgende slagoffer. Nou julle almal gaan nou nie duisend se lewe trek. Brunel, Matteus 24 vers 11 tot 12. As ek dit net kry, ek my juffrou stem uithaal. Dis hy. Daar sal baie valse profete kom
en hulle sal baie mense mislei. Onder die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by, sal baie verkoel. Dan sê hy, so ek lees net toe die 53 en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Wat sien ons die laaste tyd? Baie mense wat opstaan en 'n storie spin of 'n ander evangelie vertel. Nou daar's net een evangelie, dit is die evangelie van Jesus Christus. Amen. Goed, daar staan, en omdat die ongeregtigheid vermeerder het, sal die liefde van die mense verkoel. Wat sien ons deesdae? Mense se liefde vir mekaar en dit maak my boos. Dit is 'n ding wat vir my bitter kwaad maak. Is die manier hoe mense mekaar hanteer. Dit is 'n ding wat maak dat ek my speelgoed vinnig gooi. Ek raak bitter kwaad om te sien hoe mense mekaar hanteer. Dieselfde mense, vandag hanteer ons iemand sleg. En môre verwag ons genade vir ons foute by dieselfde mense op by ander mense. Ons is mens. Mense maak foute, mense maak droog. Kom ons let op hoe ons met mekaar werk. So dit is die tekens van die tye. Daar gaan gerugte wees van oorlog, valse profete gaan opstaan. Mense, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Mense het nie meer 'n hart vir mekaar nie. Menslikheid is al besig. En ek wil die syfer vat. Jy sien dit elke dag. Menslikheid is al besig. Mense het nie meer 'n hart vir mekaar nie. Daai agape liefde, daai 1 Korintiërs 13 liefde onder die mensdom is asof dit heeltemal verdwyn het. Goed, dis die volgende slagoffer. Wallace, waar is jou Bybel? As hy, goed, Matteus 24, kom ons gaan. 23 tot 7, kom gee jy 23 en 24. Waar? 25, 26 en 27. Is jy reg, Wallace? Goed. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is Christus, of daar dit nie glo nie, want daar sal valse Christus, wat sal Christus, en 'n valse profete opstaan, en hulle sal glo Christus en wonders doen, as dit was ook die uitvoers kondig uit vir woordes te mislei. Goed, as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christus en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen om dit, wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. So ruk terug. Ek weet nie of julle dit kan onthou. Was daar 'n ou wat verskriklik opslag gemaak het. Ek praat nou van baie onlangs, oor die jare heen, was daar selfs, way back when ek praat over die hele geheime tyd, so 15, 16 jaar terug. Was daar 'n ou gewees wat opgestaan het en gesê, hy is die Messias. En die ou het volgelinge gehad, believe you me. Hy het volgelinge gehad. Nou, so rukkie terug, so 3, 4, 5 jaar terug, was daar ook 'n ou gewees wat video's in die wêreld vol ingestuur het van wys hoe hy op water loop. So daar was baie van hierdie goed wat besig om op te staan, waarom? 25 tot 27, harte duidelik. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Goed, so wat ek wil sê is, jy gaan hom nie mis nie. Jy gaan hom nie mis nie. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Jy gaan nie vir hom mis nie. Hy gaan oral wees. Jy gaan hom nie mis nie. Jy hoef nie te trek om hom te sien nie. Die Here gaan nie in die een gedeelte kom en nie in die ander gedeelte nie. Daar waar jy is, gaan jy hom sien. God is alomteenwoordig. Goed, ons vir hierdie is. Maar van die dag en die uur, dan sê, soos jou antwoord op die laaste paar weke se stories debakel. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net die Vader alleen, vers 37. En net soos die dae van Noag was, so ook sal die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was, is die dae van die sonvloed toe, hulle geëet het, gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het.
Tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het nie, omdat die sonvloed gekom en almal weggevoer het. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, en die een word aangeneem, en die ander word verlaat. 2 vroue sal vir die meel maal, die een word aangeneem, en die ander een word verlaat. Waar dan? Omdat jy nie weet, let op, watter uur julle Here kom nie. Maar weet dat as die huisheer geweet het, en watter nag maak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat dit in sy huis ingebreek word nie. Net tot so ver. Niemand weet die dag vir hier op die datum nie, maar weet jy wat? Jy moet reg wees. Jy moet reg wees. Niemand van ons weet die dag vir hier, of wat nie. En ons kan nou kyk na die tekens vir die tye, en ons kan nou probeer bespiegelinge maak, en dit is wat mense doen. Maar waar is jou oog gerig? Is jy op mense gerig, of is jy op God gerig? Waar is jou oog gerig? Niemand weet die dag of die datum of die tyd nie, maar dit is irrelevant. Is jy gereed? Want wat as jy jou oog toemaak voordat die Here kom? Dis ook 'n moontlikheid. Nou is daar een ding in die bediening is waarvan ons verskriklik bewus is. Dis ook een ding in die bediening is wat ek geleer oor die jare heen is dit, die volgende. Die werklikheid en die onverwagtheid van die dood. Maar ook die sekerheid van die dood. Daar is min dinge in hierdie lewe waarvan jy verseker kan wees, trouwens daar is niks in hierdie lewe waarvan jy verseker kan wees. Ek jy verseker kan wees. Maar daar is een ding. En dis die feit dat daar 'n dag kom wat ek en jy ons laaste asem uitblaas. Maar hier is die kruks vir die saak. Ons weet nie die dag, die uur of die datum nie. Ek en jy weet nie of ons môreoggend die son gaan sien of nie. Ons weet nie of ons op vanaand gaan sien sak nie. Jy weet nie eers of jy daai middagete gaan geniet wat jy op die stadium sit beplan. Doen jy? Ons doen nie. En daarmee kry ons soveel te doen soos ek vanoggend vir jou sê. Maak jy sommer gesond en fit so jonk toe. Ons weet nie wanneer ons dag aan ons hier is nie. So die Here ons gemaal by die werkplek en of dit is jou laaste keer wat jy jou asem uitblaas. Dit kom soos 'n dief vir die nag. 2 Timoteus 3:1-17 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal wees. En dan gaan hy voort en hy sê vir ons alles kom gebeur in die laaste dae. Goed, en dan kan jy so en dan sê vir ons hier, dit is nog gelukkig, daar is het seker vers. Vers 15, soos Mattheus 2 vers 7, Mattheus 2 vers 2 Timoteus 17 vers 15, as jy van myself vergeet. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid in die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerleiding, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees met elke goeie werk volkome in Christus. Jy kan die res van lees. Dit vertel maar net van die verval van die mens en so meer. Die skrif is ons algehele gesag. As die woord van God vir jou sê dit is hoe dit is dit hoe dit is. Ek gaan verder en hy sê vir ons Christus kom soos 'n dief in die nag. Jeremia 17 vers 5. Ons algehele gesag soos ons daar gesien het, is die woord van God. En waar moet ons vertroue lê? Waar moet ons vertroue lê? In God, in sy woord. Waar moet ons oog gerig wees? Op God, op sy woord. Wat is ons algehele gesag? Die woord van God, die Heilige Gees, God self, Jesus Christus. Maar, dan kom ons, Jeremia 17 vers 5, en so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou, en vlees in sy arm maak, terwyl sy hart van Here afwyk. Luister mooi, dis harde woorde. Hy sê nie, ek kan met jou slag van hy sê volgende, hy sê, vervloek. Nou, as jy die woord van God ken, en die Bybel is baie kras, en baie harde term, wat nie dikwels gebruik word, maar wanneer hy gebruik word, kan jy nie in my besigheid. Goed, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Jy kan nie op God vertrou en op mens. Jy kan nie op God hê en op mens nie, dis of die een of die ander. As jy op mens rig, dan wyk jou hart van God af. As jy op God rig, dan luister jy na mense om jou,
So dis of die een of die ander, maar jou fokus kan verdeel wees tussen twee, dit is onmoontlik. Vanaf hy verder. En hy sal wees soos 'n koolbos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie. Maar dort bly met die woestyn bewoon, 'n brakkerig en onbewoonde land, vers 7. Die teenoorgestelde van vers 5. Geseënd is die man wat die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. So vervloek is jou oog, is jy as jou oog op mens gerig is, en geseënd is jy as jy jou oog op God rig. So wat ek wil sê is, as jy jou oog op God rig, is jy geseënd. Wat beteken om geseënd te wees? Beteken jy wandel in die voorsiening, in die genade van die Here, maar jy kan nie na die voorsiening en na die genade wandel, as jy oor jou God gerig is. Jy kan nie die hand van God soek, terwyl jy nie sy aangesig soek nie, die werk nie so. Vers 8, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en die vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en die jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou hy nie op om vrugte te dra nie. So wanneer jy jou oë op God rig, maak dit nie saak wat om jou gebeur nie, jy sal deur dit gedra word. Maar wanneer jy jou oë op God rig, wanneer jou oë so op die Here is, kan wie ook al sê nie wat hy wil sê, dit maak nie saak nie. Jy sal fyn wees. God sal jou neerdra, God sal jou bewaarder wees, jou voorkant en jou agterkant sal bewaar, bedag sal die son in die steek, die stad sal die baie nie kwaad doen nie. Jou ingang en jou uitgang sal hy bewaar. Jy sal wees soos 'n boom geplant langs waterstrome, waarvan die blare nie verwelk nie. Kom, haal, reën, sonskyn, winter, somer, lente, herfs, jy sal staande bly. Maar jou oë moet op God gerig wees. In die laaste tyd, ek in die begin het gesê, een van die rooi vlae is die feit dat mense se oë nie meer op God gerig is nie, maar dat mense eerder op mense vertrou. Mense se oë is nie meer op God gerig nie. Want as jy op God gerig is, sê my, hoekom was daar soveel verwarring? Hoekom was daar soveel dreiging rond die laaste? Dit moes ons van beter geweet het. Dit moes ons nie ontstel het nie. Dit moes ons nie ontstel het nie. Terwyl ons besig is om 'n vinger te wys tot nie terug na my en jou toe. Doen dit nie. Jy weet as jy vinger wys, vir elke vinger wat jy wys tot nie terug na jou toe. Maak bietjie so. Wat wys terug na jou toe? 'n volle 3 na sy. So dat ek vinger na iemand anders wys, kom ons kyk na daardie 3 wat terugwys na jou toe. Ons wys vinger na die uitlatings maak, en kom ek sê vir ons weer dit. Daar is 'n saak tussen daai mense en God. Dit het niks met my en jou te doen nie. Wat enigiets met my en jou te doen het, is ons saak voor God. Amen. Dis dit. Ons kan oordeel en wat, maar dit kom ons nie doen nie. En hier is die ding, ek is bevrees. Maar God, wanneer hy die dag kom, ons nie so besig vind om vingers na ander mense te wys, as ons vergeet vir die 3 wat terugwys na ons nie. Dat ons nie so besig wees om 'n oordeel te vel, dat ons vergeet om ons eie lewens reg te kry vir daardie dag. Want ons is so besig om te kyk na ander mense se doen en laat, en hulle vertel wat hulle moet doen en nie moet doen nie. Vir ander mense te vertel hoe hulle verkeerd is, dan verstaan jy net vandag, daai Bybel is nie geskryf as 'n handleiding om ander te oordeel nie. Daai handleiding is geskryf vir jou, om jou lewe te kry op die pad wat hy moet wees. En as jy hierdie Bybel gebruik om iemand anders te oordeel, verstaan vir my mooi, gaan jy onvoorbereid kan word. Want ons gaan nie voor God staan vir ander mense se doen en laat. Ek en jy gaan eendag voor God staan vir ons eie lewe. Ons gaan eendag voor God staan vir ons eie doen en laat. Ons gaan nie voor God staan en God kan ons nie vra, wat het Pietie gedoen? Gaan jy by my kom klik met Pietie? Nee. Die Here gaan vir my en vir jou sê, een van 2 goed. Of hy gaan ons sê, wel gedaan, goeie getroue diens, ek het jou en ek wel behaal. Of hy gaan ons sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Of hy gaan ons sê, was het toch koud, was het toch warm, nou toe luister sliep. Daar is soveel dinge wat die laaste tyd vir ons moes geleer het. Op 'n stadium het ek ook gedink, wat dink jy?
is nie verantwoordelik vir jou nie. Dit klink hard. Ek is verantwoordelik om vir jou die waarheid te leer. Ek is verantwoordelik om vir jou lig te skyn op wat vir jou te sê, jy is die pad, stap op. Maar dis nie my werk om jou te kry waar te laai en te stoot tot in ewigheid. Daai is jou verantwoordelik. Net soos wat jy die verantwoordelik is vir jou man of jou vrou of selfs jou kind. Nie. Is ons nie verantwoordelik vir ander huise te laat nie. Elkeen van ons wat hier so sit, moet eendag voor God staan. Vir ons eie lewens en ons eie doen en latens. Hoe het jy jou lewe geleef? Het jy 'n verhouding gehad met die lewende God, met die Jesus Christus? Het jy jou hart en jou lewe volkome vir God gegee, vir die Here gegee? Lewe jy 'n Godvreesende lewe? Streef jy na heiligmaking in jou dag tot dag wandel? Of maak jy genade goedkoop? Want as jy genade goedkoop maak, is jy lui. As jy genade goedkoop maak, is jy lui. Hoe maak ons genade goedkoop? Deur 'n lewe te leef, soos wat ons wil, want ons is ons in elk geval vergewe. Dit is om genade goedkoop te maak. Ek verstaan jy dit vanoggend baie mooi. As jy so lewe, ek kan doen wat ek wil, ek is in elk geval vergewe. Is jou pad na baie hoek. As jy genade goedkoop maak, weet nie, dit was nie goedkoop nie. Dit het Christus sy lewe gekos. Ek dink, op 'n kolle in ons lewens moet ons besef die volgende. Ons moet so bereid wees om ons saak reg te hê vir daardie dag. Ons moet so besig wees om voor te berei vir daardie dag, dat ons nie nog kan tyd hê om vinger te wys. Want ek het nie vandag sê, as jy tyd het om vinger te wys, dink ek, daar's dinge in jou lewe wat opbreek. Jy kan nie 'n buurvrou se stoep vee terwyl joune van is. Jy kan nie 'n buurvrou se huis gaan skoonmaak terwyl joune op sy kop gekeer is. Jy kan nie 'n buurvrou se kas gaan regpak terwyl joune so deurmekaar is as jy deurop en neem alles uit. Begin by jou eie huis. Beveel vir jou eie deur. Beteken dat ons keer die goed, nie ons doen nie. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, as jy die waarheid ken, weet jy, en gee ons nie aandag toe. As jy gereed is, gaan dit jou nie pla nie, want jy's gereed vir die wederkoms, vir die wegraping, vir die dag wat jy jou asem uitblaas. As jy gereed is, gaan jy goed jou nie pla nie, want ek is gereed. As jy die woord van God ken, gaan jy weet wat die waarheid is en gaan dit jou nie pla nie. So my vraag vanoggend is weer die volgende. Waarom die ophef? Ja. Waarom die ophef? Waarom die gedruis? Waarom die wat ek op? Waarom die omstandigheid? Ons moet ons van beter weet. En selfs al het die Here gekom, jou saak moes so reg gewees het jy uitgesien het. Nie angsbevange gewees het nie, want hy kan vandag kom, hy kan oor die uur kom, hy kan oor 10 minute kom, hy kan kom terwyl ons so sit. Terwyl ons die sit en net vir ons asems uitblaas. Daar was nou in die week, ek weet nie waar, ek was hier van Amerika, ek is hier op ons hier. Terwyl die mense sit, en ek was in die week van Sondag, ek kan nie onthou. Terwyl hulle in die kerk sit, word die kerk gebouw. Met, ek weet nie hoeveel sterftes. Het hulle gesien kom? Nee, hulle het nie. Terwyl hulle binne in die kerk sit. Word die kerk gebom. Hulle wou, ek weet nie wat die kerk gebom is, vir ek het die opskrif so vinnig. Maar dan, in die principe die saak is, ek kan nog die twee met mekaar gemaak. Daar was 'n bomaanval, en dan was daar 'n ou in die kerk gegaan het met 'n semi-outomaties. 'n semi-outomatiese vuurwapen. My vraag vanoggend aan jou is die volgende. Is jy gereed?
Is jy gereed? Maak nie saak hoe nie, maak nie saak wanneer nie. Maak nie saak die omstandighede rondom jou dood, of die omstandighede wat jou wêreld tot 'n einde kom nie. Waar gaan jy oop maak as jy oor die toe? En ek dink ons is so besig met allerlei dinge, ons gee nie soveel gedagte daaroor nie. Dis hoekom hy sê, hy kom soos 'n dief in die nag. As jy weet die dief gaan vanaand inbreek, my maat, dan sit ek hom en wag. Ek sit vir hom en wag, geloof my, ek gaan vir hom sit en wag. En hy moet met daai deur inkom, en sal sy laaste deur in. Hy sal tot bekering wees as hy daar uitstaan. Maar ek weet nie wanneer kom hy nie, ek kan nie afmaak op sit nie. Maar wat ek kan doen is, ek kan seker maak, daar is nie 'n manier vir hom te doen nie, ek kan seker maak, my alarmstelsel is geactiveer, vir wanneer daar iemand in my huis inkom. Ek kan myself voorberei, want ek weet nie, ek weet nie wat er iemand so stupid is met my huis te doen. Dis die ding. En so moet ons lewens wees, ons waak teen inbrekers in ons huis. Ons maak seker dat ons voorbereid is vir die tyd wanneer iemand miskien dink kom in ons huise te breek. So ons tref soveel voorbereiding vir dit. Of jy het huishouding, of jy het alarmstelsel, of jy het die weer en ek weet nie, of jy het miskien sensors by jou deure, ek weet nie wat nie. Maar ons tref soveel voorbereiding vir diefstal en misdaad, vir as dit gebeur. En ek het dit keer op my kar, in die geval iemand my kar steel. So dit is voorbereid. Ek het verseker op my kar vir as iemand in my kar se agterriekstas ry, of vir as iemand my kar steel. Ek het voorbereiding getref, want dit is my verantwoordelikheid. So kom maak as jy voorbereiding vir die dag wat ons Here gaan ontmoet. Hoe dit ook al mag wees. Want ons weet nie die dag hier of die datum nie. So ek laat die volgende met die volgende vraag. In die eerste plek, hoe goed ken jy die woord van God? Hoe goed ken jy van God? En as jy nie ken, en as jy nie die woord van God goed genoeg ken, om valse leerlinge te kan uitpleis nie, stel ek voor, gaan doen 'n bietjie studie, so jy kan lekker huiswerk, gaan doen 'n bietjie studie. Maak seker gaan ken die woord van God, want die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Dit is waarmee die aanvalle van die vyand afweer. Jy kan nie daar sonder nie, dit is jou wapen, dit is waarmee jy aanval. Jy gaan nie oorlog doen met niks nie. Jy gaan oorlog doen as jy wil veg. Hoe gaan jy met 'n wapen? Ons leef in 'n tyd waar die vyand besig is, ons het 'n wapen nodig. Ons het die woord van God nodig, hy is ons enigste wapen, die tweesnydende swaard. So kom loop ons in 'n wêreld sonder 'n wapen. Ken jy die woord van God? Dra jy hom elke dag? Of probeer jy hierdie pad stap sonder dit? Tweedens, waar is jou oog gerig? Is jy op mense? Want ek wil vir jou sê, soos Jeremia sê, vervloek is die mens wat vlees sy arm op terwyl sy hart van die Here al wyk. Waar is jou oog gerig? Waar lê jou vertroue volgende? In wie is jou vertroue volgende? Waar lê dit? Luister jy meer na mense? Of doen jy die moeite om die woord van God self te gaan bestudeer? Want ek gaan vir jou sê, ek weet die pandemie van ons tyd. Mense is lief daarvoor om na ander mense te luister, in plek van homself te gaan lees, wat sê die woord. En ja, dit sluit predikante, dit is onpopulair, maar om julle Bybels te bring. Lees dit vir jouself. Maak seker, dis daar. Gaan kyk. Dis goed, luister, dis fyn. Maar gaan check dit op. Dit vrywaar jou nie van Bybelstudie en stiltyd. Waar is jou oog gerig? Want as jy op God gerig is die Bybel jou prima. En alles anders sekondêr en tersiêr. Die derde plek, dit is vir my die belangrikste vraag volgende. Is jy gereed? Is jy gereed?
As jy binne die volgende uur jou asem uitblaas, wag nie die dood. Wanneer ons by jou begrafnis staan en mense dit het al gebeur, waar ons die Sondag lekker saam gekuier het, en voor die volgende byeenkoms het ons 'n begrafnis gehad van een van ons eie. Dit gebeur. Ons weet nie wie sit volgende Sondag nog nie. Dis die harde realiteit. Dis die harde werklik. Sondag nog lekker saam gekuier, gesels, koffie gedrink, what have you. Dit is die skop daar, want dis kom as 'n skop. En voor die volgende erediens, staan ons by begrafnis. En dit gebeur baie. So my vraag is, as ons by jou begrafnis staan, gaan ons seker wees. Iemand, ek lees in die week gedink, leef jou lewe so dat die pastoor nie nodig het om te lieg op jou begrafnis. Luister mooi, leef jou lewe so dat die pastoor nie nodig het om te lieg op jou begrafnis. Asseblief, ek kan nie lieg op jou begrafnis. Ek ten minste die waarheid praat. Ek wil ten minste die waarheid praat. Ek wil nie lieg op jou begrafnis. Dis soos dit kom in die gees. Maar die prinsip van die saak is dit. Hoe lyk jou saak volgend? Hoe lyk jou saak volgend? Ek sluit op met 3 vers. Maar die 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werk wat daarop is, sal verbrand. Hy kom soos 'n dief in die nag. So ek wil vanoggend vir jou vra, is jy voorberei? En ek wil nie graag die geleentheid dat vir my gaan nie. Ek wil nie die geleentheid dat vir my gaan stel. Wat vir die rekenaar trek, is dit vir daai laaste liedjie op. Ek wil net jouself op hierdie vraag afvra, voordat ons na die nagmaal kom. En ek wil graag 'n oomblik stil staan in die Bybel. Hoe lyk jou saak? Hoe lyk jou saak? Hoe lyk jou saak met die Here volgende? Is jy gereed? En ek wil nie net so ondervat. En ek wil nie hê jy moet vanoggend sê, ja, ek dink ek is nie. Ek wil nie hê jy moet vanoggend sê, miskien is ek so 10% gereed nie. Ek wil nie hê jy moet vanoggend hier so sit en sê, ek weet nie, miskien is ek is nie so bad nie, daar's erger mense, as ek wil nie, dit is nie my antwoord nie. Alles daai is my hande neer. Ek wil hê, ons moet vanoggend net 'n geleentheid vat. Kom ons vat net 'n geleentheid vanoggend. En ek wil dit nie kan verbygaan nie. Ek voel die Here dit vanoggend op my hart. Ek wil volgende vraag. Hoe lyk jou saak met God? Hoe lyk jou saak met God? Vat ons my so oomblik. Net so oomblik. Want die wêreld wil buite kan vergaan, dis so. Maar hierdie minuut of 3 of 5 gaan ek al die verskil in jou lewe maak. Dalk is ons so besig met dinge van die Here afgerammel, dat ons dalk iewers op 'n punt weer uitgegaan. Kom ons rammel dit nie af nie. Kom ons vat net oor. Kom ons vir 'n argument sondae. Kom ons sê dit het gebeur. Dan die 25 of die 26 waar jy is. Kom ons sê daardie dag weer. Waar sou jy nou gewees het? Waar sou jy nou gewees het? Sou jy gehebel en juig die teenwoordigheid van die Here? Of sou jy met bittere spyt gewens het? Ons het gesing Amazing Grace. How sweet the sound. Is die wonderlike ding van genade, terwyl ek nie vanoggend nog weer so sê, hier is genade. Maar die dag as ons asems uitblaas, stop genade. Daai dag stop genade. As jy gereed, waar sê jy gewees? En daardie dag as jy jou asem uitgeblaas het, en jy maak jou op die verkeerde plek oop, dan is daar nie 'n omdraai nie.
Daar is nie 'n omdraai. Daar is nie 'n tweede kans nie. Dis verby. Dis verby. En dis hard. Maar dis so dit is. Ek wil net net 'n oomblik van wat vir jou doen. Wat vir jou doen. En dan gaan jy nie vorentoe doen. Ek doen nie daai ding nie. Ek gaan nie vorentoe nie. Ek gaan nie kollig op jou skryf. Dit is jou saak met God. En dit het niks met enigiemand anders te doen. En daar waar jy volgens, ek net iemand so ook vat. En ek wil nie met vanoggend vir jouself die vraag afvra. Is ek gereed? Is jy vanoggend gereed om, as jy vanoggend jou asem uitblaas, waar gaan jy jou oor oop maak? Is jy gereed vir daardie dag? Is jy gereed? Of staan jy vanoggend hierso en sê jy, ek is nie heeltemal seker. Want as jy vanoggend 5% onseker is dit nie. As jy vanoggend 2% onseker is dit nie. As jy vanoggend dink, jy is so bad en ons ander mense wat actually erger is as jy, dan is dit nie. Maak jou saak. Maak jou saak. Ek neem volgende aan en van. En die Heilige Gees kans gee om met jou te praat. Dat jy die pad hier aan voor met God hand aan hand sal stap.
Ek wil hê daai keer volgens jou hand opgesteek het. Hoop ek en bid ek volgens dat jou hartsgebed sal wees. Here, my alles vir U. Laat in die dag merk wat jy geheel en al inwaarts fokus en seker maak dag tot dag dat die Here na jou kyk en sê, wel gedaan, goeie en getroue diensknegt en jou het ek welbehaag. Dit beteken nie van vandag af vorentoe. Maak jy doelbewus daardie keuse om te leef en te wandel in die woord en die wil van God. Dat jy sy hand sal vashou in alles wat jy doen. Maar ook dat jy sal streef na heilig maak om ooreenkomstig sy woord en sy wil. Ek wil volgende saam met jou bid. Hou jy nou met, daar wat jy aan hand opgesteek het, net weer. Ek gaan saam met jou bid. Hou die spin die hand in die lig. Here, jy sien volgende elke hand in hierdie gebou. Here, jy sien elke hand wat volgende opgegaan het. Here, die wat volgende sê, Here, my saak was nie reg. Maar vandag draai ek. Die wat volgende sê, Here, ek wil net seker maak. Here, jy sien volgende elke hand. Maar Here, my hart, my gebed is volgende sien ook elke hart. Agter elke hand. Here, die pad is nie maklik nie, die pad is moeilik. Maar Here, vanoggend wil ek bid en ek wil vra, Here, raak elkeen vanoggend aan met 'n hand opgesteek het. Here, vat hulle hand en stap die pad saam met hulle, want dit is nie 'n maklike pad nie. Here, vat hulle hand en lei hulle deur daardie dal van doodskade deur. Wanneer die vyand lustig gaan raak, wees hier beskerm deur die dag en deur die nag. Wees hier wat hulle ingaan en uitgaan beskerm. Here, Heilige Gees, lei hulle en maak hulle gehoorsaam en sensitief vir U stem elke liewe nag. Here, dat hulle nie meer sal twyfel nie. Here, dat hulle verseker van vandag af vorentoe sal weet, Here, ek weet ek is reg, ek kan my hande maak. Here, wat 'n blye tyding is dit vir mense wat 'n keuse maak om hulle lewens vir U te gee. Here, ons weet vanoggend dat die hemel juig saam met ons. Hoe wonderlik is dit om mense te sien, want ons sê, ja Here, hier is ek. Ek wil nie agterbly nie, ek wil nie nou wees nie, ek wil nie hoor gaan weg van my af nie. Here, daardie dag dat ons hoor U staan, Here, dat ons, dat daar gejubel en juig sal wees in ons harte. Here, dankie vir elke wat volgende daardie keuse gemaak het. Here, my gebed is volgende, dra hulle hier deur. Here, lei hulle, boet en bewaar beskerm hulle, dra hulle deur, wys hulle die pad, maar stap ek ook saam met hulle. Here, dit kan ook 'n geleerpad wees, Here, maar laat ons hulle dra, as 'n gemeente. As 'n gemeente waar ons mekaar se laste dra, dat ons mekaar ondersteun en onderskraap, dat hulle elke dag besef, hulle is nie alleen nie. Here, dit is vanoggend my gebed vir U. Dankie Heilige Gees, dat U getrou is. Dankie Heilige Gees, dat ons weet U is vanoggend nie teenwoordig. Dankie Heilige Gees, dat ons kan weet, Here, U werk vanoggend in harte. Dankie Heilige Gees, dat U dit gaan lei tot die nuut. Here, U was nie die beplanning nie, maar dankie Heilige Gees, dat U die diens wil doen. Vir ons wil net sê U teenwoordigheid. En ons wil net so bietjie, ons wil net bewus wees van U. Here, genade onbeskryflik groot. Dankie dat ons op die geleentheid het om my te dra. Dankie dat ons op die geleentheid het om daardie keuse vir te maak. Dankie dat ons nog kans het. Here, vanoggend weet ons nie wie se naaste kom ons is of dit wel vanoggend iemand se naaste kom ons is. Maar dankie Here. Dankie Here dat ons kans het.